Ja, goeiemôre. Groet julle vanoggend in die wonderlike naam van Jesus en dankie. Dankie dat julle tyd afsonder om saam in God se woord in te gaan en net bietjie te gesels oor dit wat die Here vir my en vir jou gaan sê in hierdie week. En ja, dit wat die Here op my hart gelê het hierdie week is regtig, waar staan ons en is ons wakker? Want as ons kyk na die dinge wat om ons gebeur op die oomblik en al die negativiteit en die dinge wat in 'n ou se ore ingeplant is, waarna luister ons? Waarna luister ons? En die storie van die saaiër kom so mooi deur in 'n tyd soos hierdie, want waar is jy gevestig? Waar is jou wortels op hierdie oomblik? Elke keer as jy die nuus luister of elke keer as jy stories hoor of die nuus lees of jy sit daar by die klub of nou draf of golf of waar ook al jy jouself vind of 'n boekklub en mense begin praat en hulle gesels en ewe skielik kom hy gevoelens op binne in jou om te sê, ja, wat gaan gebeur waar ons onsself nou vind? En daai gevoelens sal vir jou sê waar jou wortels geplant is. As dit gevoelens van negativiteit is of onsekerheid of vrees of dan weet jy, jou wortel is nie geplant in Christus nie. En dis hoekom hy die gelykenis van die saaiër so mooi vir ons vandag is. En weet, hierso is mooi, want is Matteus 13, as jy dit wil lees, dan is dit waar het jou wortels laat vestig. Want hy het ons gesê, die saad is oralste gegooi. God se woord is oral, vir my en vir jou, dit is oral. Ons hoor dit, ons het dit hier in ons hand. Ons het dit deesdae op 'n foon en is altyd saam met ons. Maar die probleem kom dan, hierdie ou se saad is daar tussen die klippe en dit groei nie, want daar is nie 'n fondasie nie. En die ander ou se saad het daar gesaai en die voëls het dadelik gekom en het geëet. En die ander ou se saad het daar mooi vrugbare grond gevind. En dit is daar waar dit wortel geskiet het. Dit is daar waar dit 'n vaste fondasie het om te groei en vrugte te dra. Onthou, die vrugte wat ons dra is sodat ons ander mense kan voed geestelik. Die vrugte, hier praat hulle van koring en dit is daai koring wat ander mense kan kos gee sodat hulle versterk sal word. Maar weer eens, dit is daar waar jy saai. God is die een wat laat groei. Maar dit hang af waar jy toelaat dat jou wortels groei. En dan net daarna, dit is vir my die lekker ding, net daarna sê dit vir ons hierso in Matteus, nog steeds Matteus 13. En is nog steeds daar waar die saaiër is. En hy sê, 'n ander gelykenis het hy van vers 24, het hy hulle voorgehou en gesê, die koninkryk van die hemel is soos 'n man wat goeie saad in sy land gesaai het. So hier kom ons en ons gooi die goeie saad op mooi vrugbare grond en ons het mooi geploeg en ons mooi reggemaak en ons het ons lewens reggemaak. Ons kerke, ons families, ons verhoudings. En dan hier kom hy belangrike klein sinnetjie, net so hier tussen in alles ingegooi, nê. En hy sê die koning het goeie saad, maar terwyl die mense slaap, het sy vyand gekom en onkruid onder die koring gesaai en weggegaan. En dis baie keer wat gebeur, nê. Jy nooi iemand in jou familie in, jou familiesirkel in, en jy dink dis 'n goeie mens, want hy kom met die mooi woorde en hy kom met daai oppervlakkige geloof en hy stap daarin en hy kom en hy saai onkruid en hy saai onmin en hy begin woorde spreek wat teenstrydig is met die woord van God. Maar wat doen ek en jy? Ons slaap. Van die woorde kom met mooi, wat kan ek sê, versierings om dit. En dit klink mooi en die ou en dis wat gebeur. Weet, ons het nie meer daai gees van onderskeiding in ons midde nie. So ons kom en ons saai die saad in ons kerke, ons kom en ons saai die saad in ons gemeenskappe, ons kom en ons saai die saad in ons familie en ons vriende, daar waar ons onsself vind elke dag, selfs in ons werksplek, en dan kom hy klein ouetjie in, of ek sê ouetjie, weet, dit kan enige geslag wees, wel, ons het net 2, maar enige geslag, en dan kom hy ouetjie daarin en hy saai en hy sê, ja maar is dit regtig, en ja maar is dit regtig, en ja maar is menseregte, en ja maar weet, is die koninkryk van God regtig net vir die wat Jesus glo,
en sy naam bely en aan hom vashou en vasklou. En dan sê jy ja, en sê ja, maar is dit nie teen ons menseregte, want my gevoelens gaan seer gemaak word as God my nie kies nie. En die goeie ding is, ja, God het jou gekies, maar hulle kom, hierdie ouetjies, die duiwel, die vyand, kom net met een doel, en dit is om onmin te saai, tussen ons gelowiges, tussen ons wat glo, tussen ons wat dink, ons staan vas op die woord van God, en dan kom hulle daar en sê, ja, is dit regtig verkeerd om saam te slaap, want ons wil maar net die waters toets, weet, ja, maar weet, is dit regtig verkeerd om weet, saam in te trek voordat ons getroud is? Is dit regtig verkeerd om weet, net daai dingetjies te doen? En dit is daai vyand waarvan hy praat hierso. Want hy het nou net vir ons gewaarsku om te sê, ja, maar dalk val die saad daar en daar en daar en dit gaan nie groei nie en alles. En hierso sê dit is goeie saad wat op goeie grond val. Maar die duiwel kom in, hoekom? Terwyl ons slaap, terwyl ek en jy slaap, terwyl ek en jy te veel tyd spandeer in die wêreld dalk, terwyl ons nie gefokus is op die woord van God en die beloftes van God en die waarheid van God. Want God sê vir ons sal voorspoed hê, ons sal goeie lewe hê, ons sal, maar hy sê eers daar, wat soek eers die koninkryk van God? Hy sê, ja, maar die gedagtes wat God aangaande my en jou het, ja, maar dit kom met 'n waarskuwing, dit kom ook met 'n verantwoordelikheid van ons kant af, om nie te slaap nie, om wakker te bly. En hy sê, want dit kom, daar kom hy, en hy sê, maar terwyl die mense slaap, en asseblief mense, ek smeek julle, as dit kom met jou geloof, as dit kom met jou familie, jou vriende, die mense in jou kerk en alles, moenie geestelik aan die slaap raak nie, wees wakker. En hy sê, het hy die vyand gekom en onkruid onder die koring gesaai en weggegaan. En dis wat ons geneig is, die ou kom in en hy saai onmin en hy's weg. En dan is ek en jy, dan sit ek en jy met die gebakte pere, soos hulle sal sê, nee. Dan sit ons met die probleem, en ons weet partykeer nie om hierdie probleem op te los nie, en dan begin ons teen mekaar beklei en alles, en ons moenie. Dit is daar waar ons saam met mekaar moet staan, skouer tot skouer, ons moet saam staan, want die algemene vyand is nie ek en jy nie. Dit is nie ons broers en susters in Christus nie. Dit is nie ons mense in ons kerk nie. Dit is nie ons ouers en ons nee, dit is nie daai nie, en dit is wat hierdie vyand kom, en hy kom in, en hy maak dit ons teen mekaar beklei. Want die algemene vyand is die duiwel, wat nou net gekom het, en hy het onmin gesaai, en hy die onkruid tussen ons begin saai, en nou begin ek en jy beklei. En ons kan nie, ons moet omdraai, en saam, ons moet inhak, en ons moet saam staan, en ons moet saam sê, dit is die duiwel, ons Christene, ons gelowiges, ons wat die goeie saad het, ons wat die goeie woord van God het, die waarheid het, wat ons moet saam staan en teen daai vyand begin beklei. Want dan weet ons, sal ons in oorwinning staan. Maar sodra ek en jy teen mekaar fight, dan gaan ons nooit in oorwinning staan nie. En dis wat die vyand doen, hy wil hê ons moet teen mekaar begin fight, sodat daar onmin teen mekaar is. En ongelukkig sê dit daar vir ons, nee, kom ons groei, kom laat hierdie mense, en dis wat die res van hierdie sê, en toe die spruitjies opgeskiet en vrug gevorm het, toe verskyn die onkruid ook. En dis die ding, weet, want is lekker, en as dinge lekker gaan, en as dinge, ons eet lekker, en ons gesels lekker, en ons kuier lekker, en dan kom hy klein onkruid, en hy bring ook sy blomme, en dan begin ons sien die waarheid daar. Dan begin ons sien, daai ou hou nie vas aan die waarheid van Christus nie. Hy begin dwaal, sy woord is nie die evangelie nie, sy woord is nie gebaseer op Christus nie. En die disippels vra vir hom, en die diensknegte van die huisheer het gekom en vir hom gesê, meneer, het u dan nie die goeie saad in die land gesaai nie, waar kry dit dan die onkruid vandaan? En hy antwoord hulle, 'n vyandige mens, nee, Judas, 'n mens, tog in die binnekring van Christus, is 'n vyandige mens, het dit gedoen. Toe sê die diensknegte vir hom, wil u dan hê dat ons dit moet gaan by mekaar maak? Maar hy antwoord, nee,
dat julle nie miskien, as julle die onkruid bymekaar maak, die koring daarmee saam uittrek nie. Laat albei saam groei tot die oes toe, en in die oestyd sal ek vir die maaier sê, maak eers die onkruid bymekaar en bind dit in bondels om dit te verbrand, maar bring die koring bymekaar in my skuur. En soveel waarheid in hierdie klein teksversie, nê. Na die saaier, na die gelykenis van die saaier, kom Christus hierso en hy waarsku ons weer om te sê dit wat daar gebeur. Maar die wat vashou aan die woord van God, hou aan groei, hou aan saai, hou aan met die gedagte dat daai goeie saad weer eens tot volwassenheid sal groei. En dan weet ons daai saad sal saam tot in ewigheid in die hemele. Daai onkruid wat tussen ons hierso is, ignoreer dit. En dis wat ons ook baie keer doen, nê. Ons is so gefokus op daai negativiteit, daai negatiewe saad, daai ou wat inkom en moeilikheid wil maak, selfs in 'n besigheid, in 'n span, in 'n sportspan. Daar's altyd daai een of twee wat nie saam wil loop nie. En al ons energie word gefokus op daai een persoon dat ons vergeet het die goeie saad. En dis 'n besigheidsbeginsel ook, dat ons daar ignoreer daai, onderdruk daai ouetjie. Hoekom? Fokus op die wat wil groei, fokus op die wat aan die waarheid vashou, fokus op die goeie ding, die saad wat God geplant het binne in ons harte, laat daai groei en sterker word. Want dan is dit maklik om onderskeid te neem tussen die slegte. Ignoreer daai ouetjie. Ek sê nie ignoreer dat hy aanhou die slegte dinge nie, maar moet hom nie voed nie, moet hom nie water gee nie, moet hom nie koester nie. Koester die goeie saad en die goeie koring, sodat dit sal groei tot volwassenheid. Want dan sal ons dadelik kan sê, daai is die slegte saad en ons haal dit uit en ons verbrand dit. En ons verbrand dit. Ons vernietig dit. Dit is wat ons ook geneig is om te doen as mense. Ons probeer dit verander. Ons probeer sê ek sal daai persoon verander. Ek en jy kan niks doen nie. God alleen kan dit doen. En God het gesê, fokus op die goeie saad, laat dit groei, sterk word en ek sal dit saam met my in die hemel insit. En dis die boodskap wat ek vir jou het hierdie week en mag jy 'n geseënde week hê. Maar ek sê vir jou vandag, moenie slaap nie. Fokus op die goeie saad en gee dit kos, gee dit geestelike kos, bid, mediteer, spandeer tyd saam met God, sodat jy sal sterk word en groot word. Moenie fokus op daai klein jakkelsies wat jou net irriteer en net onmin wil saai, maar fokus op die goeie, dat jy 'n geseënde week sal hê, sodat jy sal groei en sterk word in Christus. En as dit die oestyd is, en dit kom al hoe nader, as daai oestyd is, dan weet ons, Christus gaan ons huis toe roep, saam met hom, tot in ewigheid. Mag jy 'n geseënde week hê. As die Here wil, dan praat ons weer volgende week. Ons is lief vir julle, weet dat die Here Jesus Christus lief vir jou is. Hy is so lief vir jou. En as daar 'n probleem is, of 'n situasie is, reik uit. Ons kan net saam intree, ons kan net saam met jou bid, saam met jou staan, en fokus op dit wat jy het. Die beloftes wat jy het van God, die goeie saad, die wonderwerke wat God al reeds in jou gedoen het, en die wonderwerke wat God nog steeds in jou wil doen. Ek groet jou in Jesus naam. Mag jy 'n geseënde week hê. Amen.